gaan by. Hierdie gaan nie oor enige mens nie. En ek dink mense moet dit altyd so besef en verstaan. So God wil jou hart hê, nie jou gewoonte nie. So ons gaan vandag praat, kom ons praat oor die fariseërs gewoontes. Dis 'n preek op sy, dis 'n interessante preek, het trap baie keer op baie mense se tone, maar mens moet dit baie keer hoor. So, hoe werk kerke vandag? Ek het nou gepraat van dan saam met die Gen Z en die millennials en wat millenniums, wat noem julle self die 90s, die 2000s, al die snaakse naampies met die jonger mense. So ons werk vandag is om die jong mense in die kerke te kry. En vandag is dit vreeslik moeilik. Dit is vreeslik moeilik om al die jong mense in die kerke te kry. Hulle gaan na kerke toe wat die musiek lokal uit, hulle hou van die tipe musiek wat gespeel word, die tipe nightclub musiek wat hulle speel. So nie alle tipe musiek is verkeerd nie, maar hulle gebruik sekere musiek om mense uit te lok en die kinders nader te trek. Hulle gebruik sekere dinge in die kerk, hulle praat baie oor gawes. So weer eens, die gawes van die Here is reg, en die gawes van die Here word vir jou gegee om te gebruik in die koninkryk, en as jy dit opreg gaan doen. Maar dan kry jy kerke wat staan en sê, deesdae, ek praat nie teen enige kerk, ek praat maar net overall, wat gaan en sê, bid vir jou gawes, en bid vir die tonge, en bid vir die tale, en die snaakste goed gebeur, en hulle stamp mekaar om. En mense vergeet, hulle soek daai gawes, hulle soek daai spesiale goedjies, maar hulle het geen Bybelkennis nie. Hulle ken nie die woord nie. Ja? What is gawes? What is gawes in Engels? Gifts. Ja, see, they quote me off guard. The gifts of the Spirit. So discernment, gifts of discernment, basically, knowledge, it's a lot of them. Yeah, we will actually do a teaching about it, that you guys understand. So a lot of the times, mense gaan kerk toe, jonger mense gaan kerk toe en hulle wil net in tale praat. So jy sal kom en sê, die pastoor kom en sê, kom ons allemaal staan en ons begin in tale te bid. En dit is 'n hele ding wat aangaan. Dit is nie net van in tale bid nie, jy moet gelei word deur die Heilige Gees. So baie mense gaan en hulle gebruik daai tipe goeders. Hulle maak 'n show van 'n kerk en die mense stroom en die mense selfs met die finansiële kant van dit. Dis geld hier en geld voor en geld agter en mense vergeet die groot punt, mense vergeet Jesus Christus, die liefde, die skape. Die Here se skape. Ons is daar om na die Here se skape te kyk, nie net ek nie. Ons is daar om na die Here se skape om te sien. Al die skape is Here se skape, is Jesus se skape. Party mense wil nie eens meer saam staan deesdae nie. Hulle wil nie hande vat en ons is nou besig met 'n projek wat ons wil sê, kom ons vat hande as gemeentes, as kerke, kom ons staan saam, maar mense wil nie. Hulle is bang jy steel die volgens se skape. Maar dis nie my skape nie, dis die Here se skape. Solank daai persoon in 'n kerk sit, is dit waar dit gaan. En solank hy by Jesus se voete uitkom. So, ons gaan 'n bietjie behandel later van tyd. Ek dink ons sal sonnaandmiddag so nou en dan oopmaak en kan mens praat oor sulke goed, gawes en gifts en dan kan mens lekker chat oor dit. Dan kan ons alles verduidelik as ons baie tyd het. Maar gaan vir julle begin uit hierdie vers uit. So hierdie versie was ons bekeringsvers gewees. En hierdie vers is wat Bosra, ek sal sê dat Bosra begin het. Bosra waar Bosra bestaan het. Ons het wakker geword in Engeland met hierdie vers en van ons bekering af is die versie wat op ons harte druk. En ek het in my Bybel genoteer en ek het daar geskryf. My nota was gewees en hierdie was lang tyd terug. Doen waarvoor jy gemaak is. Jy is vergewe, gaan werk vir my. So, baie kere dink 'n mens dat jy kan nie vir die Here werk nie, of jy kan nie met iemand praat oor die Here nie, oor wat jy gedoen het, of waarmee jy betrokke was, of wat ook al nie. Of jy kan nie vandag kerk toe kom nie, want jy het gister nonsens aangejaag. Maar die mense vergeet baie keer dat Jesus is daar vir almal. Hy is daar vir elke persoon wat seer gekry het, elke persoon wat gemislei is. Kom net kerk toe. En ek het dit laas keer ook gesê, ons het 'n boetie begrawe wat altyd gepreek het en gesê het, die liefde van Jesus is so belangrik. Moenie mense wegwys nie. Laat almal na jou toe kom. So kom ons lees saam Johannes 21 vers 15, 16 en 17. Baie belangrike verse vir ons. En ja, as julle weer die Bosra liedjie luister, sal julle hoor die verse in hom ook. Kom ons lees dit saam. Toe hulle dan klaar was met die môre ete, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Meer as hulle hier. Hy antwoord hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Pas my skape op. En hierdie is 'n opdrag aan die mense daar buite. Elkeen wat hier sit in die kerk vandag kan die woord van Jesus Christus buitekant toe vat en na sy skape omsien. Sy skape terugkry in die kerk, nie net ek nie. Hy vra hom die derde maal: Simon, seun van Jona, het jy my lief?
Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die 3de maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. So dit gaan baie oor die skape van Jesus. Baie oor wat ons moet doen in hierdie mal wêreld wat ons ontbly. Die liefde van Jesus. Hoor hoe praat Jesus in hierdie verse oor sy skape. En daai skape is ek en jy. Daai liefde wat Jesus van praat, hy is so lief vir jou en vir my. Hy wil jou net by hom hê. Dis wat die Here wil hê. En baie kere maak ons as mense dom besluite. Ek myself, ek is baie keer by die werk die week, jy maak soveel dom besluite. Jy doen sonde want jy besef jy baie oomblik dat jy raak kwaad, jy raak toornig nie. Maar Jesus wil jy die liefde gee. So hoor praat Jesus van sy skape. So my vraag aan jou vandag is jy lief vir Jesus? Amen. Jesus soek 'n verhouding met jou. Of sit jy vandag hier, want dit is 'n tradisie. Baie keer as mense praat van die woord tradisie, dan is dit groot probleme. Spesiaal met die ouer susterkerke, want tradisie is 'n ding wat mense aan vasgevang word, en hulle vergeet van die liefde van Jesus Christus. Ek sê nie, moenie kerke toe gaan nie. Niemand sal nou sê, ja, pastoor Tommy sê, moenie kerk toe gaan nie. Dis nie wat ek bedoel nie. Pas op vir tradisie. Nou sê iemand dit, en dan kry ek dit op social media. Iemand het my klaar vanoggend op social media uitgehaal, omdat ek hulle wakker gemaak het. So verhouding of fariseërs gewoontes. Kom ons kyk wat is die verskil daarvan. So staan jy op in die oggende en jy sê, jy's lus vir die dag, jy's lief vir Jesus. Is dit lekker vir jou om die woord op te maak? Is dit lekker vir jou om kerk toe te wil kom? Of doen jy dit, want dis 'n tradisie, dis 'n gewoonte. Jy's geleer, jou ouma en jou oupa het jou geleer, jou ma en jou pa het jou geleer, wat die Bybel in lees. Of doen jy dit uit jou eie vrye wil uit? En jy so 'n verhouding opgebou met die Here, dat jy lief is vir Jesus. Jy wil sy woord lees, jy wil tyd in sy woord spandeer. Klop jou hart vinniger as jy dink aan Jesus. Ek dink vir my was dit nie altyd so nie. Jy het daai Bybel gevat en dan smeek Charlene my, lees dit vir die kinders Bybel, en dan lees ek daai vinnige 2 minute of daai 2 sekonde versie, dan kan ons verder aangaan waarmee ons aangegaan het. So jy vat jou Saterdagmiddag en jy vat so 5 minute vir die Here, op die meeste, want jy wil nie te veel tyd spandeer in die Bybel nie. Dis waar ons is. En tog het ek daai versies gelees, want dit was 'n gewoonte, dit was 'n tradisie geweest. Dit was nie omdat ek die Here wou ken nie. Dit was nie omdat ek tyd saam met die Here wou spandeer het nie. Dit was omdat ek dit moes doen. Ek was dit vertel geweest, ek was dit geleer geweest. Hoor wat sê hierdie vers vir ons, Matteus 15 vers 7, 8 en 9. Geveinsdes tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy gesê het, hierdie volk nader my met hulle monde en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my deur die leringe te leer van gebooie van mense, wat gebooie van mense is. Gebooie van mense is. Daar's 'n ou prediker, David Wilkinson. As enigiemand die preek wil hê, laat weet, maar stuur ek hom vir julle aan. En hy sê altyd, hulle sing die regte liedjies, maar hulle hart is nie reg nie. Jy kan in die kerk staan en sing, jy kan die Here loof en prys. Jy kan die mooiste liedjies sing, jy kan die mooiste dinge doen vir die Here, maar jou hart is vuil. Jou hart is nie reg nie, jou hart is nie regtig by die Here nie. Hulle het alles reg gedoen, van A tot Z. Hulle het die Bybel geken van voor tot agter, maar hulle harte was nie reg nie. Hulle het nie 'n verhouding gehad met die Here nie. 'n Mens kan 'n godsdienstige persoon absoluut niks leer nie. En ek dink dit is die meeste, as ons hierdie pad stap, of ons wat die pad stap, en jy wil verder in die Bybel inleer en meer weet van die Bybel, jy raak baie vinnig betrokke in 'n argument met 'n godsdienstige persoon, want hulle gaan met jou stry. En van hulle is familielede, van hulle is vriende. Dis 'n stryery wat jy nie wil hê nie. En ons as mens het te veel trots. Ons wil nie submit nie. Ons wil nie sê die ander persoon is reg nie. En dis die grootste fout wat ons maak. Want ons almal moet 'n leerbare gees hê. Ek myself, as iemand hier vir my boodskap stuur of my sê, pastoor, hoekom sê jy dit? Ek stem nie saam nie, dan moet ek met jou kan sit en praat daaroor. En sonder om te baklei, sonder om te stry, want ek ben daai liefde van Jesus wys vir hom. Dit help nie ek sit en ek wil oor niks praat nie. Ek preek dit, maar ek doen dit nie. Ek moet kan wys hoekom sê ek dit. So vir my, as iemand my teregwys of my sê, luister hierna, dan sal ek my ore oopmaak en luister. Want miskien dat daai persoon my anders te dink, of miskien sien ek dit anders dan. Ek sê nie verdraai die Bybel nie. Openbaring sê vir ons baie duidelik, 22, 17, 18, 19 sê vir ons dat geen woord hierin sal verdraai word nie. Niks word uitgehaal nie, niks word ingesit nie. En ons sal dit nie doen nie. Ons sal dit nie doen nie. Maar niks vir daarmee om 'n vraag te vra en seker te maak, doen ek dit reg of doen ek dit nie reg nie. Mense se groot probleem is hulle wil nie submit nie.
Hulle wil nie onder 'n ander persoon kom nie. En dit maak regtig die saak nie, want hy nederigheid is die belangrikste ding in Jesus se oë. Jesus het ingestap tussen mense, hy het mense gesond gemaak, hy het vir mense gebid. Jesus het tussen almal geloop, hy was lief vir almal gewees. Wie is ek, wie is jy om bo enige persoon te wees in die wêreld? Dit werk nie so nie. Paul Washer, ek is seker baie mense ken vir Paul Washer, ook 'n kragtige prediker. Hy het 'n sê ding wat hy sê. Baie mense dink dat die Christendom jy is, wat al die regverdige dinge doen, wat jy haat en vermy, al die goddelose dinge, wat jy lief het om hemel toe te gaan. Nee, dit is 'n verlore man met godsdiens. 'n Christen is 'n persoon wie sy hart verander. Hulle het 'n nuwe liefde. As die Here jou hart verander, as jy die liefde vir Jesus kry, verander die Here jou hart. Ek is 'n instrument, ek preek die woord van die Here. Die Heilige Gees kom in jou, werk met jou en die Heilige Gees sal jou hart verander. Die Heilige Gees sal jou nader aan die Here bring. Ek kan nie vir jou sê, moenie dit gaan doen môre of moenie dat gaan doen nie. My vrou het vir my baie probeer preek en sy het baie keer vir my gesê, hou op met dit, stop met dat. En ek het nie geluister nie. Maar die dag toe die Heilige Gees kom en klop en my oor fluister, toe het ek self begin verander. Of nie ek self nie, die Here het my verander. Want ek het die Heilige Gees toegelaat om my te verander. Ek het daai keuse gemaak. Maar weer eens, dis 'n keuse. Baie keer sit ons reg by die deur en die Here klop en die Here wil inkom, maar jy maak nie daai keuse nie. Jy het twee keuses. Ons het laas daaroor gepraat, jy die breë deur en jy die klein deurtjie. As jy daai keuse maak en sê Here kom in, verander alles in jou lewe. Alles maar alles. Hierdie stukkie ook. Ek het net so gesit dat julle net so 'n bietjie van 'n opbreek van wat is godsdiens en verhouding. Godsdiens en verhouding is twee verskillende konsepte wat soms kan kruis of bots. Hier is kort vergelykings. Godsdiens is stel oortuigings, praktyke en waardes gesentreer rondom 'n hoër mag of geestelike entiteit. Behels dikwels rituele, tradisies en 'n gevoel van gemeenskap. Kan 'n gevoel van doel, betekenis en identiteit verskaf. Kan 'n bron van vertroosting, leiding en ondersteuning wees. Dis godsdiens. Dan kry jy verhoudings, verbintenisse tussen individue, soos romantiese vennote, familie, vriende of gemeenskap. Behels emosionele, sosiale en soms fisiese interaksie. Kan vreugde, ondersteuning en gevoel van behoort. Jy moet weet jy behoort daar. Jy moet weet jy behoort by die Here. Vereis kommunikasie, gebed. Hoeveel keer bid jy 'n dag, 'n week? Of is dit 'n 5-minute rule gebede wat jy net uitgooi of spandeer jy regtig tyd saam met die Here? Die oomblik wat jy daai gebed intiem maak en jy verstaan dat dis 'n gesprek tussen jou en Jesus, dis nie net 'n gebed nie. Jy is besig om met jou Pa te praat, jou Abba Vader. Dan verander dit alles. Vertroue, geloof en wederwysige respek om te floreer. Ons 'n mooi versie wat dit verduidelik. Spreuke 8 vers 17. Ek het lief die wat my lief het en die wat my soek sal my vind. So die vraag is eintlik, soek jy die Here? Soek jy die Here of volg jy tradisie? Dan lees jy jou Bybel, want jy moet Bybel lees. Jaag jy maar jou kamer toe, of jy pa jaag jou kamer toe en sê, gaan lees 'n stukkie Bybel, en jy sit en jy kyk na dieselfde vers oor en oor, maar jy neem niks in nie. Of sê, Jesus, wys my wat U wil hê ek moet sien in hierdie vers. Jesus, leer my, guide my, wys my. So die vraag is, soek jy die Here? As jy als in vlees wil doen, gaan jy nêrens kom nie. Jy kan nie die Here loof en prys as jy geestelik dood is nie. Die Here sê ook, jy moet wedergebore wees, as jy by hom wil wees. 'n nuwe hart, 'n nuwe liefde vir Jesus en vir mense. Dit is so belangrik, Jesus het tussen almal geloop, jy moet daai liefde ontwikkel in jou hart, en daai liefde vir mense kry. En die mense sal self kom, die Here sal sy skape na jou toe stuur. Die Here sal vir jou die gebroke mense stuur om te kyk. Jy moet net by Jesus se voete tyd spandeer. Ook 'n mooi vers in die Bybel, en almal ken dit, Johannes 3 vers 3. Johannes 3 vers 3, 4, 5 en 6. Ons kan dit saam lees. Jesus antwoord hom en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees. En wat uit die gees gebore is gees.
uit die gees gebore is. Mensgemaakte godsdienst beteken niks nie. Daai fariseërs wat oral gestaan het en wat afgekyk het op mense en wat mense sleg gesê het en gedink het, hulle is beter as die volgende persoon, het werk nie so nie. Die Here se skape het die liefde van Jesus nodig. Dit help nie ons kyk af op 'n skaap en sê, ja, maar jy het dit verkeerd gedoen en daai rede kan ek jou nie help nie, het nie ore nie, jy wil nie luister nie. Die Here verwag van ons om oor en oor na sy skape om te sien. Die Here sal met hulle werk. Ek as 'n man kan absoluut niks doen nie. Ook 'n mooi vers in die Bybel is Jesaja 64 vers 6. En ons het almal geword soos 'n onreine en al ons geregtighede soos 'n besoedelde kleed en ons het almal verdor soos blare en ons onregtighede het ons weggevoer soos die wind. Ons is so vasgevang in tradisie dat ons die belangrikste miskyk. Ons is besig om die merk te mis, heeltemal. As ek kyk na die ouer mense vandag, ons stry so baie met die ouer mense, want hulle was so vasgevang in die tradisie in die ou kerke, wat hulle dingetjies gewys was en gesê was, dat hulle wil nie verander nie. Hulle gaan nie verander nie. Ek het nou al gepraat oor die doop, en ons doop nou gaan ons 'n dametjie doop, en ons gaan 2 kindertjies insien na die diens. So julle is meer as welkom om saam te kom staan as julle wil. En ek en my ma stry altyd, en dan stry ons moenie stry nie, ek weet, maar ek probeer altyd wel sê, ma, kom, lees net die woord. Waarin die woord praat ons van sprinkel, dis doop, onderdompel. Kom dat ek maar doop, en dan sal my ma vir my sê, jy gaan my nooit doop nie, want jy gaan my onder die water hou. Sy sê dit elke keer vir my. En dan sal ek ook antwoord en dan reply, ek en sy kyk jy live, ek weet sy kyk jy live, en sal sy vir my sê, of ek sal net vir haar sê, miskien moet ek dit doen, maar dan is maar daarom okay. Dan is maar gedoop. Maar ek en my ma stry die meeste daaroor, en sy is so vasgevang in dit, en ja, en as die kerk 9 uur begin, sy wil weer doopkom, want die kerk het altyd 8 uur begin, want sy gaan nie na kerk toe 9 uur begin nie, want dan verloor sy 'n uur. My ma sê dit, en ek wil klein met haar daaroor, sy weet dit, maar ek sukkel om haar te verander, want sy is so vasgevang in daai tradisie, daai godsdienst wat hulle in die mense se koppe ingeprint het, dit maak nie saak nie, kom 9 uur kerk toe, kom praat met ons, Jesus is lief vir jou, maak nie saak wat jy gedoen het gister nie. So wil jy nie maar probeer vandag om eerder 'n verhouding te bou, in plaas van godsdienst nie. Op die einde van die dag kan net God ons red. Aanvaar Jesus as jou redder, jy sal die Heilige Gees ontvang en 'n nuwe skepsel word. Nuwe skepsel. Hoor dit sê hierdie versie, Esegiel 36 vers 26. En ek sal julle 'n nuwe lewe, 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. 'n Nuwe gees. Jou hart word super sag. Jy kry 'n liefde vir mense soos nooit tevore nie. Jy wil net help. En partykeer is dit moeilik, want partykeer wil jy net meer en meer help en verder gaan en jy word vasgehou en jy verstaan nie hoekom jy in bid en jy vra, Here, help my finansiëel of help my, ek is moeg of help my met dit, ek wil meer mense help, maar die Here sal op die regte tyd, sal hy daai puzzeltjie mekaar inskuif en hy sal seker maak dat jy kan daai persoon help. Hy sal seker maak jy kan, jy moet net aanhou glo. Dit is my mooi, godsdienst, sit jy in die kerk en jy dink aan visvang. As jy verhouding het, sit jy by die viswaters en jy dink aan God, en jy dink aan die Here. Dis waar die verskilling kom. Godsdienst, denk jy in die kerk aan visvang. Verhouding denk jy aan God terwyl jy besig is om vis te vang, onthou dit. So wat ook al jy mee besig is by die huis en wat jy doen, as jy iets by die huis doen en dis 'n hobby, dis 'n passie, jy hou daarvan, solank jy tyd het vir die Here, terwyl jy besig is met dit, en jy dink aan die Here terwyl jy besig is daarmee, beteken dit jy en die Here te verhouding. Julle het gesprek daagliks, julle verstaan mekaar, die Here is daar om jou te help. Daai verhouding moet jy opbou. Dit is so belangrik. Nog 'n mooi vers, 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Dit is wat 'n Christen is liefde. Liefde vir mekaar, liefde vir sy medemens. Jy moet oorloop van die liefde. Hulle sê altyd wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Partykeer is dit moeilik, want jy strip jouself by die werk en jy raak kwaad en elke persoon is mens. Niemand kan nie sit en sê dat hy sondig nie. Niemand kan nie sit en sê hy het nie probleme nie. Mense raak kwaad. Maar as jy die liefde van die Here ervaar, binne 2 sekondes of 3 sekondes wat jy kwaad raak, sal die Heilige Gees op die knoppie druk en vir jou sê, wow, dis nie reg nie. Ek praat altyd van die groen lig en die rooi lig en die oranje lig soos 'n roubord. As ek goeders doen,
en jy doen iets en jy weet, jy doen dit saam met die Here, dan flikker daai groen lig en sodra jy iets wil sê of wil doen en daai rooi lig begin te flikker binne jou, dan weet jy, nou het ek 'n probleem, nou moet ek stil bly. Bly stil, draai om, loop weg en kom terug. Gaan kalmeer of gaan koel af. Haal die mooi uit. En dan kyk ons na, en dit is so lekker om met verskillende mense te praat, ons almal dien dieselfde Here. Party van ons sien dinge bietjie anders, en ons goeders wat mense oor stry, as mens kyk na die wegraping, daar's soveel dinge wat die mense oor stry en oor baklei. En ek het al met 'n paar mense gepraat, haal die mooi uit van die dinge. As mens kyk ook na die tradisies met die manne wat die Israelvisie volg, dit is, yes, hulle hang aan die wette vas, en ons dinge wat hulle doen, ons dinge wat ons ook doen, wat hulle nie mee saamstem nie. Maar daar is soveel mooi in dit ook. As jy kyk na die Sabbat wat hulle doen op Vrydae-aande, hoe mooi is dit nie om 'n Sabbat te hou, en jou kinders en jou vrou te kan salf en sê, loop die pad saam met die Here. Dis mooi dingetjies wat 'n mens oor wil stry, maar wat eintlik mooi is wat 'n mens kan ander mense bystaan. Jy kan leer van mense af. Jy kan leer van mense af. Ek dink dit is amazing om te kan weet, salf jou vrou, salf jou kinders, bid vir hulle, en jy stap 'n pad saam met Jesus, in plaas van om in 'n nagpad te gaan op 'n Vrydagoggend. Dit is mooi dingetjies wat 'n mens kan uithaal en kan gebruik. Johannes 4 vers 24. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Jy kan net waarlik aanbid in die gees en waarheid, as jy dit deur die gees doen, as jy vry is, as jy die liefde het. Jou vlees gaan nie werk nie. Ek het dit nooit verstaan nie, dat as mense sê, loop in die gees, moenie in die vlees loop nie. Dan dink die mense, waarvan praat jy? Maar dan besef jy, as jy daai vleeslike pad stap en jy maak vleeslike besluite, gaan jy altyd in die moeilikheid wees. Die oomblik wat jy die Here toegang gee en vir die Here sê, Jesus, vat my hart, vat my hande, vat my oë, vat my mond, gebruik my as 'n instrument, en alles wat jy doen jy wat die Here jou wys, dan maak dit so verskil in jou lewe. Dit is nie altyd maklik nie. Partykeer is dit moeilik, maar dis die moeite werd. Partykeer maak ons nog steeds foute. Dis moeilik om te sê, maar baie mense wat godsdiens volg vandag, baie mense wat vasgevang is aan daai godsdiens, gaan eendag in die hel saam met splitpoot wees. Want hulle hou vas aan tradisies en hulle vergeet waar alles gaan. Hulle vergeet om na die Here se skape om te sien. Hulle dink dit is okay om hy 5 minute of 10 minute te spandeer in die Bybel, en hulle mis die hele punt. They're missing the target. Dus kom hierdie vers maak 'n mens bang as mense dit lees partykeer. Matteus 7 vers 21, 22 en 23. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer, in U naam duiwels uitgedrywe nie, en in U naam baie kragte gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die onregtigheid werk. Ek dink die ergste van alles is, as jy jou hele lewe stap en jy dink jy stap 'n pad saam met Jesus en op die einde van die dag moet dit met jou gebeur. Dis hoekom 'n mens moet oop wees, mens moet luister, mens moet 'n leerbare gees hê. Partykeer kan 'n gewone persoon wat in 'n kerkbank sit kom en vir jou ietsie sê wat jy verkeerd gedoen het as 'n pastoor of as 'n prediker of as 'n dominee en jy luister nie. Partykeer werk die Here deur mense wat jy dit nie eens verwag nie. Jou dade kan jou nie red nie, net God kan. As jy 'n verhouding het met God, gaan die Heilige Gees jou uitwys as jy iets verkeerd doen. Ek dink is baie belangrik om so te weet. Jy gaan jou belangstelling in aardse sonde verloor. Jy gaan jou belangstelling in sekere dinge verloor. Soos ek sê, ek is 'n mondstuk en ek bring die woord van die Here. Maar die Heilige Gees, as jy vanmiddag by die huis kom en jy sê, Heilige Gees, vat oor my lewe, vat oor my hart, ek maak daai keuse om die Here te volg, sal die Heilige Gees vir jou uitwys wat jy verkeerd doen. Ek gaan nie vir jou uitwys wat jy verkeerd doen nie. Die Here sal met jou werk. Ek kan net woord bring en die Heilige Gees sal jou verander. Streef om so naas moontlik aan Jesus te lewe. Efesiërs 2 vers 8 en 9. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Pas op ek as 'n mens nou praat en dan kyk 'n mens na die ouens wat praat en preek van once saved, always saved. En baie mense preek dit en gaan sê daar buite, once saved, always saved, maak nie saak nie. Vandag doop ek, vandag is ek okay, ek neem die Here aan en môre doen ek net wat ek wil. Pas op daarvoor. Want mense verdraai die woorde van die Here, mense verdraai die Bybel.
en hulle begin preek en vir die mense sê, en die jong klomp van vandag glo dit. Is once saved, always saved oral, en hulle doen net wat hulle wil, en hulle spandeer nie tyd in die woord van die Here nie. Moenie glo wat ek sê nie, gaan kyk self of die woord dit sê. Dis hoe dit moet wees. Moenie die woord verdraai nie. Dit is nie wat dit sê nie. Wat dit sê is, as jy geloof opreg is, sal jy outomaties goeie dade doen, en die slegte gewoontes sal self stop. En die Heilige Gees sal in jou werk. Mense moet op uit die Bybel verdraai. Dan kyk ons na Jakobus 2 vers 14, 15, 16 en 17. Wat baat dit my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom tog nie red nie, as daar nou 'n broeder of 'n suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in die vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie. Wat baat dit? Net so is ook die geloof, as dit geen werk het nie, in sigself dood. Doen jy wat 'n Christen moet doen? Praat jy net of help jy? Ek dink dis belangrik deesdae, party daar, dan sit ons in die kerke en ons klink so high and mighty en jy sê dit en jy sê dat, maar dan stop jy buitekant en dan kom iemand verby jou wat hulp nodig het en dan kyk jy aan die kant toe. Baie kere dan gooi jy maar die blinde oog in. En ek het laas vir Charlene gesê, het 'n ouetjie ook in die parkie gesit en ek het spyt, ek het nie daarna toe geloop uit dag nie. Want ek het daai fout gemaak en ek het nie gaan vra of hy okay is nie. Ek moes hom in die kerk ingebring het. En ek het dit nie gedoen nie. So baie kere moet jy vir jouself dink, jy preek die liefde. Jy sê vir almal wees lief vir mekaar, maar doen jy dit self? Doen jy dit? As jy by hierdie deure uitstap vandag, wys jy die liefde van Jesus. En dit is nie altyd nodig om geld te gee of om iets te gee nie. Jy kan by daai persoon gaan staan en sê, kom ek bid net vir jou. Net 'n gebed. Net 'n woord om te sê, ek is lief vir jou. Iemand is lief vir jou. Jy beteken iets vir iemand. Jy's nie 'n niks werd nie. Want so baie mense, deesdae praat mooi voor ander en as jy wegdraai is heeltemal 'n ander persoon, wat dit nie moet wees nie. So die vraag is, praat jy net of help jy? Is jy lief vir daai siel, soos wat God lief is vir daai siel? As jou geloof nie goeie vrugte baar nie, is jy geestelik dood. As jy iets anders doen as wat jy hierso sit en luister, of as jy iets praat en jy doen iets anders, is jy vals. So maklik soos dit. Mens kan dit ongelukkig nie sugarcoat nie. Maar, ek gaan hierdie vir julle lees, Johannes 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Johannes 1 vers 12. So is jy 'n kind van God. Mense haal die woorde uit die Bybel uit en hulle wil ore streel en hulle sit by wat hulle wil pas. Alles is man-made religion. So man-made religion is pointless. Dan moet mens maar eerder lou of koud wees of koud bly. Mense vat die woord en hulle sit woordjies by en mense sit in kerke en hulle trou man en vrou en hulle vat vers uit die Bybel uit en hulle maak dit asof dit reg is. Hulle praat dit reg. Dit is nie reg nie. Daar is feite wat in die Bybel is wat jy nie kan verander nie. Geen mens kan dit verander nie. Niemand nie. Johannes 14 vers 6, 'n baie bekende vers. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As jy liefde vir Jesus het, as jy glo in Jesus Christus, as jy tyd by Jesus se voete spandeer, sal die Heilige Gees kom en met jou hart werk soos nooit tevore nie. En hy gaan vir jou, die Heilige Gees sal vir jou wys wat is reg, wat is verkeerd, wie moet ek help, wie moet ek nie help nie, waar moet ek wees? En gaan jy foute maak? Ja. Gaan ek foute maak? Ek gaan foute maak. Maar ek kan teruggaan en vra, Jesus, help my. Jesus is die enigste weg, hy moet jou prioriteit wees, jou senter. Ons het laas daaroor gepraat, Christosentries, wat Jesus Christus die senterpunt is van alles wat jy doen. Jy het 'n verhouding met hom, jy streef om soos Jesus te wees. Verstaan jy dat Jesus was op die kruis vir jou, vir my? Jesus het op hy kruis gehang, dat ek en jy 'n lewe kan hê in oorvloed, dat ons vir mekaar kan lief is, dat ons daar kan wees vir elke persoon wat hier sit. Hierdie kerk gaan nie oor ons nie, dit gaan oor die mense daar buite. Daar is soveel mense wat hulp nodig het, soveel mense wat sit vasgevang in hulle huise, wat nie kan uitgaan nie, wat nie weet wat om te doen nie, en net een woord, een oproep wat jy maak, kan daai persoon se lewe verander. Hy kan in die kerk instap en hy kan 'n heeltemal ander mens wees. Ons moet kyk na die Here se skape.
Markus 12 vers 30. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. Jy doen dalk alles reg, jou godsdiens. Jy ken dalk die Bybel van A tot Z, jy ken elke vers, elke punt, elke teken, jy ken alles wat in die Bybel staan. Maar wat maak dit saak as jy nie die liefde vir God het nie? Wat maak dit saak as jy nie die liefde vir mense het nie? Wat maak dit saak as jy nie die liefde in die lig van God straal nie? Wat maak dit saak? Ek dink die vraag is eintlik, jy sê jy ken God, jy ken Jesus vir jou, ken God vir jou. Jy weet God wie jy is. Was 'n liedjie, ek sal hom, in die week sal ek hom op die groep stuur of later, wat sê, die liedjie gaan basies oor toe die Here die Bybel oopmaak, of die boek van die lewe oopmaak, te sê, ek sien nie jou naam hierson, want ek het nooit tyd gemaak vir my. Jesus soek nie daai 1 of 2 minute gebede wat ons altyd doen nie. Jesus soek kwaliteit tyd saam met jou. En baie keer is dit moeilik om hy stap te vat, want baie kere vat ons hy stap en dan 5 minute in die gebed en word jy gepla of jou aandag word afgetrek en dis juist op baie oomblik wat jy moet aanhou bid wanneer die Here juist met jou wil praat. En as jy verby daai drempel net druk en daai conversation begin met die Here, dan sal jy voel of ander als in jou lewe, als in jou gesindheid begin verander. Baie keer kan 'n mens nie bid nie, maar dan gaan sit jy en jy maak net jou oë toe en jou ore en jy luister. Jy maak jou oë toe en jy luister wat die Here vir jou wil wys, wat die Here vir jou wil sê, so belangrik. Ek gaan afsluit met hierdie versie. En ons kyk daarso. Jy ken dalk elke vers uit jou kop uit, maar sonder liefde is jy niks nie. 1 Korintiërs 13 vers 1, 2 en 3. Al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbool geword. Letterlik, jy word soos 'n blikkie wat geskit word, maar daar's niks in my blikkie nie. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek al die geloof hê, sodat ek die berge kon versit en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en ek het nie liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Op die einde van die dag, as jy nie liefde vir God se skape het nie, as jy nie liefde vir God se mense het nie, het jy absoluut niks nie. Ons sit nie net vandag hier omdat ons kerk toe kom nie. Ons is vandag hier omdat ek wil weet, is elkeen wat hier sit okay? Is elke persoon wat hier sit, is julle alright? Het julle 'n nood? Kan ons julle help? Kan ons vir julle bid? En jy kan dieselfde doen met die volgende persoon. Dis net ek nie. As jy stop en jy drink 'n koffie en jy chat met iemand, vra vir daai persoon, is jy okay? Kan ek help met iets? Dit gaan alles oor die Here se skape. Op die einde van die dag moet ons seker maak dat ons is okay. Daar's deesdae so baie selfmoorde, so baie mense wat hulle self seermaak omrede niemand weet of hulle right is of nie. En dit vat niks uit jou tyd het om vir 10 sekondes iemand 'n boodskap te stuur en te sê, is jy okay? Kan ek iets vir jou doen? Die Here sal vir jou lei en die Here sal jou help om daai persoon te help. Partykeer dink 'n mens kan nie nou help nie, want ek het niks om mee te help nie. Net jou mond, net jou woorde, net jou hart. Jy kan God se skape, jy kan seker maak God se skape is okay. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Here Jesus, ek sê vir U dankie vir die geleentheid wat ek het om U woord te kan verkondig. Dankie vir die geleentheid wat ons het om na U skape te kan omsien, Jesus. Ek vra dat U ons sal sterker maak as 'n gemeente, dat U by ons sal wees deur alles, dat ons sal lewe in U lig en in U liefde, Jesus. Dat ons op die regte pad sal bly, dat U ons sal help om sterker te word as 'n gemeente, as Bosra Gesinskerk, dat ons na mense kan kyk en na mense kan omsien, dat ons daar sal wees vir mense wanneer hulle dit nodig het, Vader. Help ons om te kan weet en te kan sien as mense hulp nodig het. Here, stuur vir ons die skape op ons pad, stuur vir ons die gebroke skape, die skape wat seer gemaak het, wat seer gekry het, dat ons hulle kan help en hulle die liefde van Jesus kan wys. Dat ons hulle kan wys dat hulle is nie alleen nie, Vader. Ons is in 'n wêreld wat mal is, 'n gebroke wêreld wat niks meer sin maak nie. Alles val uit mekaar uit, maar Jesus het nog nooit verander nie. God het nog nooit verander nie. U liefde het nog nooit verander nie, my Vader. U is daar vir elke mens, vir elke persoon. Ons moet net daai keuse maak en sê, Here, vat my lewe, Here, vat oor. Ek is moeg om hierdie pad alleen te stap. Jesus, ek vra vir beskerming vir elke persoon wat hier sit, elke persoon wat nie hier kan wees nie. Ek vra dat die bloed van Jesus oor hulle sal pleit.
en hulle sal veilig hou deur hierdie week, my Here. Dat hulle weet, U stap die pad saam met hulle, elke treetjie wat hulle vat. U is by hulle elke oomblik, elke minuut van die week, my Here. Hulle moet net hulle hand uitsteek en sê, Jesus, help my, ek kan nie meer. Here, help ons om lief te wees vir mekaar, om die liefde van U so te straal, dat dit geen einde sal hê nie, my Here. Dat ons in ons area kan ingaan en die mense terug kan bring na die Here toe en die liefde van Jesus Christus kan sprei, waar ook al ons gaan. Help ons om te sien na mense. Here, help ons finansiëel, help ons geestelik, help ons dat ons meer energie sal hê om meer te kan doen vir U, Vader. Dat ons die pad kan stap saam met U en by U kan wees, Here, elke dag. Here, ons wil tyd spandeer by U voete. Help ons om getrou te bly aan U altyd en net om lief te wees vir U en lief te wees vir mense daar buite, my Vader. Ons bid dit als in die wonderlike naam van Jesus Christus en ons pleit die bloed van Jesus oor elke persoon wat hier sit. Elke persoon wat vandag hier is, my Here. En ons sê vir U dankie vir die liefde. Dankie vir die omgee. Dankie wat U vir ons gedoen het op die kruis van Jesus. In die naam alleen. Amen en amen. Amen. Kom ons kyk oor na die nagmaal toe.